So dit is 'n Woensdag wat beteken jou mense, my mense, en ons het 'n spesiale storie vandag vir jou. So, die e-pos wat ons gekry het, begin met: hier waar ek nou vir jou sit en tik, het ons nie 'n sent op ons naam nie. Ons word mal gebel deur al die mense wat betaal moet word, en dan die gedagtes aan wat ons kinders alles nodig het. Dis die woorde van ma Veronique Venter, ook bekend as Mikkie, wie se 13-jarige seun Andrei met 'n neurologiese afwyking stoei. Hulle kon nog nooit 'n amptelike diagnose kry nie, maar word dit basies verduidelik dat sy brein, wat nie syne stuur na die res van sy liggaam om saamwerk nie. Van geboorte af kon hulle sien daar's fout. Verskillende dokters het net gesê dis reflux, maar na jare se toetse kon hulle op geen diagnose afkom nie. So net hierna gesels ons met die gesin. Oops met Power, Groot FM 90.5, Sonbyt met Dippie en Nina. Woensdag beteken natuurlik ons gunsteling dag van die week, en is jou mense, my mense. So by ons in die studio vanoggend is pa Stefan en mamma Veronique of Mikkie, soos wat sy verkies om bekend gestel te wees, en dan Boetie Andrei. Boetie Joshua is nie hier vandag nie. Welkom by ons in die studio. Dankie julle. Baie dankie. Dis 'n Dis- voorreg om hier te wees. Hoor hierso Mikkie, kom ons begin sommer by jou. Vertel ons bietjie van julle gesin. OK. So, Andrei is nou 14. Ons is baie gebless. Augustus raak hy 14. En ja, ons het nie geweet. Wag, voordat ons nou by Andrei se storie Yes. uitkom, wil ek weet, Okay. hoe lank is julle getroud? Goed, nou moet ons die archives gaan uithaal. Ek dink 15 jaar as ek dit reg Okay. het. 18. Hy lieg. Hoeveel die pa? Ja, Okay, en dan Joshua is nie vandag hier nie. Nee, Of is dit Joshua? Dis Joshua. Joshua. Yes. Okay, so hy het gekies om skool toe te gaan. Hy het. Vertel ons net so 'n klein bietjie van hom. Ag, hoor jy, hy is 'n ou liefling. baie soos hy Ek is is baie soos die ma. Okay. Weet, so toe hy nou hoor hy moet bietjie praat oor die radio, toe sê hy nee, wag. Ja. Hy gaan nie eerder skool. Ander Nou, dis plan maak. jy weet Ja, as nee, jy hy kind kinders, as hy moet skool toe gaan Dan- of eerder skool toe gaan as wat by die huis bly. Maar weet jy, hy wil nie hier wees nie. Nee. Ook blonde haartjies, blou oë, sagte hartjie en baie lief vir sy boetie. In weer op Park Laerskool. Okay, en Ek hy's die hoor die- klein boetie, né? Hy is die klein Hy is boetie. klein. Okay. Ja. Okay, cool. So dan Stefan Andrei. Vertel ons van sy diagnose, hoe of nie diagnose nie, want dit is eintlik Man, verskriklik. ja, hy was op so 3 maande het ons agtergekom iets is nie lekker nie. Ons het begin soos maar alle ouers begin rondkyk en begin soek en probeer kyk, maar luister wat gaan nou aan. Ja. En dinge het maar rof gegaan want jy weet mense verstaan dit nie, jy's vars pa, ma, jy weet jy's Jou supposed eerste kind. kind, jy weet alles is supposed om moeilik te wees, maar nie so moeilik nie. Okay. En soos ons aangegaan het ons klomp toetse, maar soos wat baie slim mense sê, daar's baie vlaggies, maar hulle kan hom nie plaas nie. Okay. En so op 7 het ons toe nou maar net besluit, wat gaan ons meer uitvind as wat ons nou in 7 jaar klaar deur is en so half sy ritme begin leer ken, sien wat werk, wat werk nie. Okay. En ja, so toe het ons eintlik maar ophou. So eintlik al wat ons weet is hy het 'n kromosoom 17 abnormaliteit. Ja. Dit is ek dink is meer as 1 miljoen defects wat 'n mens kan sê dit kan wees. Okay. Dit tas baie die leerfunksie agter in die kop op die brein. Dis een van die goed wat redelik baie groot. En dis maar hoekom hy nie kan loop, praat, sit, al daai tipe goed nie. En dit is seker ongelooflik frustrerend om antwoorde te soek vandat jou kind gebore is en almal gooi maar net hulle handjies in die lug en sê weet jy wat, ons kan nie vir jou meer sê as dit nie. Ja, ek dink die een van die dokters wat ek is baie lief vir daai vrou, Dr. Engela Jani. Sy is een van die genetikuste en sy is nogal wêreldbekend hier in Suid-Afrika. En sy het dit half omgesit as plug en 'n krag. Jy weet, jy het krag en jy het 'n plug om krag te kry. Daai plug doen iets. Nou, sy het gesê daai 3 drade moet 'n manier ingaan. Anders te blaas hy. Nou een van daai drade is omgeruil tussen sy brein en sy lyf. Okay. En dit veroorsaak dat hy nou nie kommunikeer soos wat hy moet nie. Ja, so dit was eintlik die maklikste want as mense ons vra dan verduidelik ek dit so want dit is die eenvoudigste. Ja. Daar's iets tussen die brein en die lyf wat nie saamwerk nie. Okay.
Ja. So Mikkie, wat beteken dit vir julle gesin van dag tot dag? Elke dag is anders. Ons maak nie te ver voor die tyd planne nie, want gewoonlik kanselleer ons dit. So ons staan op, ons kyk hoe is hy en ons vat die dag. Soos ek sê, elke dag het sy challenges. Ons het agterkom, as hulle kleiner is dit aansienlik makliker om meer te gaan doen met hulle Okay. en met hom. Maar soos hy groter raak dit moeiliker Okay. om plekke te gaan. Soos hy moet gemaklik wees. Waar gaan ek sy doek ruil? Hy's nou groot, hy pas nie op baie baba goedjies nie. Gaan hy gemaklik wees. Klein voorbeeld net om kerk toe te gaan. Daar's nie plekke, kamers vir gestremde kinders. Dis waar. En waar gaan ons? Hy kan nie in die kerk sit nie want hulle raak wibbel en mens kan dit nie beheer nie. En jy wil nie daar in die babakamer sit tussen die klein kindertjies en die snotties en die kieme. En Ja. so daar's net nie vir my daar buite genoeg plekke wat hulle akkommodeer nie. Gewoonlik as ek ergens gaan, kyk ons is dit rolstoel vriendelik, gaan ons met hom kan rondbeweeg. Al daai tipe dinge. So dit is 'n uitdagings, maar ons probeer dit maak werk. Ons het 'n ongelooflike ondersteuningssisteem. That's amazing. My ouers en my sussie, ons bly op 'n plot, so dit is regtig 'n blessing. Maar ja, so en toe Joshua kom, moes ons leer om hulle bly in een huis, maar dis wêrelde uitmekaar uit. Ja. En om daai twee wêrelde te blend elke dag, moet ons wangle. So hoe want ek neem aan vir Joshua probeer julle die lewe so normaal as moontlik maak Yes. en dan nou vir Andrei. So hoe balanseer julle dit? Moeilik. Dis baie moeilik. Ja, jy vat elke dag soos hy kom. Ons probeer ook vir Joshua sy boetie betrek soveel as moontlik. Okay. Ons probeer hom laat hy trots voel op sy boetie. So as ons ergens saam is, laat hy dis my boetie. Jy weet, hy moet nie skaam voel. En hy is baie lief vir sy ja, boetie. en baie keer dan sê ons ergens gaan dan wil hy weet waar gaan boetie bly of kom boetie saam of Okay. Ja. daai tipe dinge. So weet jy wat, ons vat dit net letterlik dag vir dag. Ja. Stefan, nou met hierdie dag tot dag wat 'n mens so vat, ek neem aan daar is maar nog finansiële implikasies en sulke goedjies en om dit nou 'n bietjie moeiliker te maak, het jy laas jaar dat jy jou werk verloor. Dis reg, ja. Ja. Ongelukkig, dis nou maar een van die goed wat seker nou maar in die lewe gebeur, nê. 'n Mens word wakker, jy weet, wanneer jy op jou 43 is en word jy wakker en sê jy, hey, yes, nou moet 'n mens eintlik weer van voor af begin. So ja, dit is die verlede jaar het nogal redelik baie druk op ons gesit. Dit was 'n rowwe jaar, moeilike jaar want jy sit sonder werk. Ons gelukkig soos wat sy sê, ons ondersteuningssisteem was fenomenaal. My swaar het my baie gehelp. Goed ons kon daarom deurgaan. Maar dis moeilik want sy behoeftes is nie jou alledaagse behoeftes nie. Dis nie 'n brood en 'n melkie. Jy weet Wat is dit? Dis medisyne, dit is sy doeke, dit is ek weet of ek die woord moet sê, want sy gaan my nou boks. Jy weet jou daaglikse goed soos toiletware wat vir ons normaal toiletpapier en daai goed is, vir hom is dit anderste. Jy weet dit is dis. En dan moet hy spesiale neem ek dieet goed inneem, melk, nê? Yes, ja, ons het tans op kameelmelk, wat nogals baie duur is, maar ja, baie goed vir 'n mens. Ja, dit bou sy immuunstelsel en is regtig goed vir hom. Ons kan 'n verskil gesien het vanaf regtig. Ja, ons het op 'n stadium mees lank terug was ons Kloof Hospitaal daar in Erasmus. Ons was deel van die furniture daarso. Jy weet as jy daar aangestap en mense jou middelnaam genoem. Ja. Jy weet hulle het jou geken, so op 'n stadium het hy vandat ons bietjie meer gefokus het op die dieet en meer gefokus om te wat help hom. Want sy immuun is nie normaal nie. Ja. Van daai af, veral met die kameelmelk, yes, hy doen so goed. Hy was siek geweest nou so tyd terug, maar hy trek deur dit binne 'n paar dae. Ons hoef die hospitaal toe te gaan. Ons was so lank los terug by die hospitaal. Ja. Dis altyd goeie nuus, maar net voordat ons gou na die breek toe gaan, Stefan, jy werk nou wel weer. In watse industrie is jy? Watse kwalifikasies het jy? En ek hoor jy is halfkan of op soek na ietsie wat 'n bietjie meer salaris inbring as gevolg van
die situasie? Ja, ek is meer in die risikobestuurkant, in die versekeringindustrie. Okay. So ek kom van polisie af, so ou polisieman. En ek het ondersoeke gedoen en toe gaan ek meer na die kommersiële risikobestuur, in die sin van kommersieel service. Plekke te gaan kyk, seker te maak bouwette, bouregulasies, daai goed. Tans totaal uit my veld uit het ek werk gekry by Keermet. Dis 'n mediese fonds basiese maatskappy, 'n brokerfirm. So tans, omdat dit totaal uit my veld uit is, jy weet, dis moeilik want dis sales. Ek was nog nooit in sales nie. Ja. En ja, dis omdat 'n mens nou totaal in 'n nuwe veld is dit eintlik half asof jy weer van voor af begin. Jy moet jouself weer leer. Jy begin nou onder van iets wat ek glad nie weet ken. Probeer jy nou opbou. En vir so iets as 'n mens seker nou nie vir Indrey gehad het nie, sou dit maklik gewees het. Maar tans, omdat jy jouself moet opwerk en as jy nie werk nie, betaal jy nie. Ja, en nou sit jy met daai situasie van jy moet al die nodige kwalifikasies hê om te kan doen wat jy doen, hè? Ja. So jy moet elke jaar is daar 'n eksamen wat jy moet skryf om advies te kan Ek is daarom ek is daarom gelukkig in daai industrie omdat ek klaar die FICA en die full qualifications en die die NQF en al daai jy weet die RE5 daai goed het. Ek het dit daarom klaar gedoen. Ek het op 'n stadium het net besluit in my lewe toe ek nog in die versekeringindustrie was, ek wil bietjie verder gaan, so ek het actually gaan verder studeer op Higher Certificate of Short Term Insurance. Amazing. So jy het al daai kwalifikasie. Ek het al daai goed. Want dit vat mense partykeer jare om hierdie goeders klaar te kry. Vir al daai ARI het ek gehoor. My ma het geskryf. Ja, ARI is nogal dit was nogal ek sien nou by die ouens al by die werk by ons van hulle wat nou nog jonk is wat nou in die industrie is, jy weet hulle skryf 3 of 4 of 5 keer die ding. Yes. Dis nie 'n maklike ding nie. Maar ek is klaar deur daai hele proses. Jy weet so mense het die 22 jaar agter jou wat kennis is. Maar nou bou jy boek, né? Nou bou mens boek daar, maar dis soos wat almal nou maar daar sê, dis 'n 3 jaar, 4 jaar storie. Ja. Om op weer op 'n gemaklike vlak. Vir my en my familie is dit 'n moeilike ding. Ek kan nie 3, 4 jaar. En ek neem aan Mikkie, jy kyk voltyds na hy is by my by die huis. Ek kan nie. Ek kan hom nie aan 'n plek sit nie, so ek is dis 'n blessing dat hy by my kan. Ja. En sou mens iemand kry om na hom te kyk by die huis, dit is ook 'n ekstra uitgawe, so jy kan net vir myself na jou eie kind kyk. Ja, vir my om te gaan werk en hom in 'n skool te sit, daai salaris gaan net so. Ja. Geen die probleme daai is, jammer ek jump nou in daar, maar die probleme daai is, jy weet, as ons iemand moet kry om na hom te kyk, jy gaan betaal vir 'n jaar sonder om iets uit dit uit te kry. Ja. Met bedoelend is jy moet die persoon oplei om hom te verstaan en dit vat nie 'n maand. Hy kan nie verstaan. Ons verstaan hom. Hy kan nie praat nie. So as hy seer het, as hy ongemaklik is, hy wys dit, maar elke keer is bietjie anders. Ons moet gaan ondersoek stel. So ja, dit raak moeilik. So nou 'n bietjie verder met die gesin gesels. Josh Baldwin in daarsom met I See the Light Groot FM 90.5 is ontbyt met Doopie en Nina, is jou mense, my mense. Ons het jou voorgestel aan Pa Stefan, Ma Mikkie of Veronique en dan Indrey wat ook saam met ons in die ateljee is. So, soos wat ons gesels, daar's eintlik so baie soos Stefan sê, dis te min tyd vir 'n te veel gesels vir een koffie, maar Veronique, wat is julle grootste bekommernisse? Sjoe, met Indrey of in totaal? As gesin. Weet jy wat? Ek het geleer dit help nie jou worry nie. Dit help nie bekommer jou oor alles nie. Ja, daar's uitdagings. Weet jy wat, net om op hierdie stadium dat my kinders kos het, 'n dak oor hulle kop en gelukkig moet wees. As my seentjies nie smile elke dag nie, dan raak ek benoud. So gelukkigheid en net Hoekom het jy uitgereik met 'n e-pos na Sunay toe? Weet jy, kom ek sê so, ek weet nie, ek voel daar kom 'n nuwe hoofstuk in ons lewe. Daar's 'n doel met alles. So dalk kom net 'n bietjie uit te reik na mense daar buite en dalk
net in aanraking met mense te kom wat deur dieselfde storie gaan. Ja. Stefan? Ja, ek dink die uitreik het gekom as gevolg van vriende. Jy weet, vriende wat Fusonai ken, vriende wat gesê het, maar hy luister ouens, julle is nou, moenie daar, hoe sê hulle, big men don't cry. Ja. Moenie daar in die hoek staan en sê, ag, ek is alright nie. So, ek dink ons sou nie eers hier gewees het, as nie vir ons God was nie. Ek weet, mense sou daar in 'n hoek ingekruip het, met jou duim in jou mond, in 'n hoekie, en ja, so ek glo, soos wat Mikkie sê, ek glo daar's 'n nuwe, iets niets wat in die horizon is, iets wat gaan gebeur, en ons vertrou. So, soos wat ons nou gesels, het julle wel finansiële behoeftes. Ek weet, Boetie se skoolfonds is agterstallig, en ek neem aan dit het nou, of dit is ook die aanloop met die werk wat verlore is en die nuwe werk wat nog nie so baie betaal nie. So Boetie se skoolfonds wat agterstallig is. Ek weet daai spesiale kameelmelk is duur, soos wat julle gesê het, Andrei se doeke is duur maandeliks. Ja, en dan benodig hy ook 'n nuwe staanraam, want Andrei groei. Ek hoor mamma breek. Ek kan dink, want jy moet hom optel en rond beweeg, en ook dan is die rolstoel, alhoewel dit impressive lyk, nie meer reg vir hom nie, want sy lyfie verander so, nê? Nee. Yes, baie vinnig. Ja, die groot ding hierso in ons grootste probleem in Suid-Afrika is die kinders soos Andrei is sekondêr in die wêreld. Jy weet, ons het, ek dink tot vandag toe, top chirurg, top kopdokters, ortopeeds. Ek dink ons het van die beste in die wêreld. Maar wanneer dit by kinders soos hy kom, is ons sekondêr. Ons het nie die infrastruktuur is nie hier nie. So meeste van die plekke daar buite bestel ook nie goed van oorsee, en dis 'n plaas se prys. Dit is 'n plaas se prys. Dis die probleem daarmee. En meeste van die keer, selfs die goed van oorsee wat kom, pas nog steeds nie vir hom nie, want sy lyfie is uniek. Wel, Stefan, ons is bly julle het uitgereik. Ek het eintlik net 'n vraag aan julle albei. Ek meen, hoe lank is julle nou al op julle knieë besig om te bid en vir die Vader te vra, luister? Bietjie deurbraak asseblief. Baie lank. Ja, eintlik ja. Ons het nie gedink dit gaan so lank vat nie. Ja, ons is positief, en dan kom jy op 'n punt van Ogonna, wat nou? En dan val jy weer, en dan staan jy weer op, en dan gaan jy weer aan, en dan, ja, so dis sulke waves. Maar redelik baie lank bid. Ja, dis al 'n tydjie. En die ding is, alles gebeur soos wat dit moet in die Vader se tyd. Ons gaan deur hierdie seisoene waar ons moet leer, en dan kom ons weer op 'n plek, en mense word in jou lewe gesit, en ander word weer uitgevat. Ja. Maar ons het nou gehoor van die behoeftes, dis die doeke, dis die spesiale melk, dis al daai goedjies. So ons het ongelooflike vriende van hierdie radiostasie, en sal graag wil help met die staanraam en die stoel ter waarde van, ek dink is so R23,000. Dis 'n standing frame in 'n adult plus CP chair with specialized seating, sodat Boetie alles het wat hy nodig het terwyl hy nou groei. So, Chris van Wheelchairs on the Run het gevra vir julle adres. So, wow. Hy is letterlik. Daai ding is seker al, soos ek vir Chris ken, is daai ding al op pad. Op pad na julle toe, en dan kyk, Sunay is 'n speurder van formaat. So sy het uitgereik na Peer van Eco Health, waar julle daai spesiale kameelmelk aankoop. En hy het ingestem om 6 maande se voorraad te borg. Oh wow. Dis amazing. Daai is awesome. En dan dit raak. Het ons ongelooflike vriend van hierdie radiostasie, hy het gevra dat hy anoniem wil bly. En hy wil graag R20,000 vir Boetie se skoolfonds betaal. Sure. So dit gaan sommer direk soontoe. En bietjie gewig van julle skouers af. Daai is baie gewig. Mikkie, maar jy lyk of jy nou so bietjie verligting, nê? Dit help, want julle is op 'n stadium waar julle weet nie meer wat se kant toe nie, en dis hoekom jy uitgereik het met 'n e-pos, nê?
Sy wys Sy wys net thumbs up. voor is dan klaar. Kom ek sê net gou vir jou hoe getrou is die Here aan ons. Ons sien dit week in week uit. Nie aan ons nie, Wel, aan die mense Aan hier. almal, Ja. aan almal, nê? Ons luister Enigiemand vir wat op die knieë bly. Ons het 'n baie goeie vriend van hierdie show. En van die radiostasie, Thys. Hy is op die oomblik in Middelburg. Nou ons uitsaai gebied is van so 'n aard dat met ons gewone FM transmitters kan ons nie daar uitkom nie. Dit sal 'n bietjie ver weg. Maar die ou is getrou en hy het vanoggend geluister via die app. En hy's 'n baie suksesvolle besigheidsman. En hy sê hy het dit op hy het nou vir my, ek moes nou 'n voice note luister in die middel van die program. Baie ongeskik, sorry, dat ek so op my foon is, maar as ek sien dit kom deur dan luister ek nou maar. Hy's in Middelburg, hy het geluister op die app vanoggend en hy sê Stefan, toe jy nou sê dat jou ARIES is gedoen, jou NQF5 is gedoen, al daai goeters, jy het die werk nou al ingesit. Was dit 'n teken vir hom dat hierdie ou is die ou vir wie hy moes geluister het vanoggend. En hy wil hê jy moet hom môreoggend kontak. Hy gaan jou afsit of afskop met 'n 30k salaris van waar jy gaan afskop, hulle gaan vir jou kar gee. Jy gaan in korttermyn versekering wees, daar's kans vir jou om te groei, daar's kans vir jou om addisioneel bo-op dit nou nog kommissie te verdien en al daai tipe goeder. So jy het al die nodige kwalifikasies in die finansiële stelsel, maar jy gaan môreoggend met Thys gesels en hy gaan vir jou inkorporeer daar by hulle maatskappy en julle weer op die been kry. Daai dankie hoor. Dis hoekom ek so baie vrae van die lig af gevra het. Sorry, ek vra nie gewoonlik so baie goeters nie. Nee, baie dankie hoor. Yes, Thys man, baie dankie vir jou en dankie dat jy altyd luister my vriend. You're gonna have a royal time. Die ou is ongelooflik en hy's klink so betlaas so. Ja, hy's 'n klasie ou en hy's 'n groot kind van die Here. Groot kind van die Here. So. Dankie voel so klein woord. Ja. Alles. So mens het eintlik nie woorde om te sê wat dit beteken nie. Dit is nie ons nie, dit is 100% die Here wat dit orchestrate. Dankie Mikkie wat nou tissues aan die kant toe. Nou stuur Mikkie die tissues weer aan die kant toe. Maar die Here wat van jou e-pos by Sunay uit tot Thys wat luister in Middelburg, hy's nie veronderstel om te luister nie. Dit is 100% alle eer aan die Here en mag hierdie daai nuwe hoofstuk wees waarvoor jy gebid het. Dankie en mag die Here almal bless wat ons help en die uitreiking gedoen het na julle en iemand wat ons kan inspireer. As daar iemand is daar buite, jy weet. Ja, jy is nooit skaam wees om te vra nie. Moenie daar's redes vir alles. Ja, dankie dat julle nie skaam was nie, nê, om uit te reik. Dis die groot ding. Ja, ek sê nog altyd weer daai voetspore wat alleen is. Dis nie jy wat alleen stap nie, dis Jesus wat jou dra. Dis net so. So ja. Dis ons jou mense, my mense vir vandag. Ons sal natuurlik hierdie op ons YouTube kanaal sit as jy die storie na die tyd wil gaan kyk en jy het dalk laat ingeskakel, maar dan kan jy al die vorige episodes ook daar gaan aflaai.